Hallo, ons is besig met EBW vir graad 7 en ons gaan nou kyk na die inkomstes en uitgawes. Net by die regte plek kom, daar sy. Okay, so ons begin met persoonlike inkomstes en uitgawes. So in plaas van om met na besigheid te kyk, kyk ons na die individu, 'n persoon self. So persoonlike inkomste is die geld wat 'n individu ontvang. En dan die bronne van persoonlike inkomste, so waar kom die inkomste vandaan, is indiensneming. So dit is basies, dink aan die woord indiensneming. So jy kry 'n werk. Iemand neem jou in diens. So jy werk en verdien 'n salaris of 'n loon. So die verskil tussen 'n salaris of 'n loon is 'n salaris is gewoonlik 'n maandelikse betaling van 'n spesifieke bedrag en 'n loon is gewoonlik 'n kleiner bedrag vir mense wat nie permanent werk nie. So dit is meer jy weet jy werk nou hierdie dag en dan die volgende keer daai dag en so 'n paar dae 'n week of so iets. En dan basies wat jy doen is ons ruil die kennis vir tyd. Kennis en tyd ruil ons vir geld. So as jy 'n werk het, dan alles wat jy geleer het in jou lewe en die tyd wat jy daaraan spandeer is basies dit wat jy gee en jy kry geld in ruil daarvoor. En dan 'n ander bron van persoonlike inkomste is beleggings. So dit is basies so hier is 3 tipe beleggings. So die eerste een is jy verdien rente op geld wat jy spaar. So dit is soos wat ons vroeër gesê het, jy sit geld in die bank of in 'n langtermynrekening en dan gee die bank elke maand vir jou 'n klein bietjie terug. Of 'n klein bietjie, jy weet, ekstra op die geld wat jy ingesit het. So dis geld wat jy maak. Die volgende een hier is dividende. So dis dividende. Okay, so dink aan die woord divide. Dit is wat ons hier doen, dividende. En hoe dit basies werk is, jy belê geld in iemand anders se besigheid. So kom ons sê jy belê geld in my besigheid. Dan kry jy basies, jy koop basies 'n klein stukkie van my besigheid. Met ander woorde, jy kry ook 'n klein stukkie van my wins. So dit is as mense so gewoonlik is dit groter bedrae en groter besighede wat op aandelemarkte en so aan so 'n klein stukkies aan verskillende mense verkoop sodat hulle die besigheid ekstra geld kan maak. Maar dan jy as 'n individu, as 'n persoon, kan dit as 'n inkomstebron gebruik, want dan koop jy 'n klein stukkie van 'n ander besigheid. So ek kan 'n klein stukkie van Google koop. So ek koop basies aandele daaraan. En dan vat Google hulle wins en hulle divide, so dividend, hulle dividende en hulle gee basies vir elke een die deeltjie van die wins, die persentasie van die wins wat hulle sin is. So dit is dividende en dan kry ons ook huurinkomste. So huurinkomste is inkomste as mens iets uithuur. So ek huur my huis uit of iemand huur my kar by my en dan kan ek geld kry daarvoor ook. So dit is die 3 tipes maniere hoe jy kan geld verdien, inkomste verdien uit beleggings uit. En dan die derde een is jy bedryf jou eie besigheid en jy maak self 'n wins. So, bronne van persoonlike inkomste, jy verdien 'n salaris vir indiensneming, vir werk. Jy belê geld en jy verdien rente
of jy verdien dividende, of jy verdien huurinkomste. En dan kan jy jou eie besigheid bedryf en dan maak jy 'n wins daaruit. So, dit is dan die persoonlike inkomste. Nou persoonlike uitgawes is dan net soos by die besigheid, is die uitgawes is geld wat die huishouding uitgee. Of geld wat 'n persoon of 'n so hier is net persoon, jammer, die huishoudings kom nou. So geld wat 'n persoon uitgee of bestee. So hier het ons 'n term lewenskoste. Lewenskoste is basies hoeveel kos dit om jou in die lewe te hou. So dit is die uitgawes wat jy nodig het om te lewe. So byvoorbeeld water, elektrisiteit, kruideniersware, huur. So die kruideniersware is alles van kos en wat weet so seep en shampoos en sulke alles wat jy by Pick n Pay of Woolworths of Checkers of ietsie koop. En dit is basies die lewenskoste, so hoeveel jy bestee om te lewe elke dag. Die volgende afdeling is dan die persoonlike staat van netto waarde. So netto waarde is, as jy kyk na die persoon, dan is dit basies hoe ryk jy is. Hoeveel geld het jy beskikbaar? So die vergelyking daarvoor, so as ons nou die dit wil uitwerk, die sommetjie, is die netto waarde is gelyk aan die besittings of die bates minus die skuld of die laste. So as ons na 'n persoon kyk, dan kyk ons na die besittings en hoeveel jy skuld. As ons na besigheid kyk, dan kyk ons na die bates en die laste. So dit is dan netto waarde. So jy trek die twee af en dan is dit hoeveel 'n persoon werd is. Dan het ons hier die lopende bankrekening. So lopende beteken dit hou die heeltyd aan. Dis soos 'n kraan wat heeltyd loop. So dit is die bankrekening wat gebruik word vir gereelde deposito's en onttrekking. So dit gebeur gereeld. So dit is die kaart wat jy het waarmee jy betaal by Pick n Pay of huur betaal of so aan. So dit is iets wat lopend die hele tyd gebeur. 'n Spaarrekening is dan die teenoorgestelde daarvan. Want in 'n spaarrekening trek jy nie die heeltyd geld nie. Dis nie 'n gereelde rekening nie. Jy sit die geld in en jy los dit daar. En dan het ons die huislening of 'n huisverband. So 'n huisverband is die geld wat jy by die bank geleen het om 'n huis te koop. So ek leen geld by die bank om 'n huis te koop en dan elke maand betaal ek hulle bietjies terug. So afhangende van wat jou lening se terme is, hang af van hoeveel jy kan terugbetaal elke maand. So dit is 'n huisverband. En dan hier net om die sommetjie te doen om die netto waarde uit te werk. So hulle gee mos gewoonlik vir julle so klein storieetjie van so en so doen dit en hulle koop dit en bla 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 en dan gee hulle vir jou al die syfers. So as jy nou die netto waarde moet uitwerk, dan vat ons eerste tel ons al die inkomste en die waarde van die besittings, tel ons alles bymekaar. So dit is basies alles wat hulle het. So die huis, motors, enige ander besittings. En dan die volgende ding wat jy doen, is ons tel al die uitgawes bymekaar. So alles wat jy skuld
of alles wat jy moet betaal, dan tel ons dit alles bymekaar. En dan minus ons hierdie twee van mekaar. So dit is soos hierdie sommetjie wat ek vir jou gee het. So jy vat eers al die besittings en jy tel dit bymekaar. Dan vat jy al die skuld en jy tel dit bymekaar en dan minus jy die twee van mekaar af. So hier is 'n voorbeeld van 'n staat van netto waarde. So 'n staat is basies soos 'n opsomming. So dit is baie belangrik ook. Ek het al vroeër gesê en ek gaan dit baie keer sê, dat alles in rekeningkunde gaan oor 'n spesifieke datum. So, hierdie is meneer B. Lotter se staat van netto waarde op 1 Januarie 2010. So, wat jy doen is, hier kry jy so 'n blok. Dan skryf jy die waarde van alles neer wat hy het. So, hy het 'n huis, hy het 'n motor, hy het meubels, hy het geld en hy het skoene en klere. Dan tel jy dit alles bymekaar. En ons skryf dit hier onder, maar ons skryf dit ook bo. En dan in die volgende blok, nou kyk ons na die laste. So dit is alles wat hy moet uitgee, sy uitgawes. So hy het 'n huislening, hy het 'n Edgars rekening, 'n Woolworths rekening en dis hoeveel hy elke maand moet terugbetaal. En dit is dan, vat ons hierdie bedrag hier, dit wat hy werd is, sy bate, en ons sê hierdie een minus hierdie een. En dan kry ons hierdie bedrag hierso. Okay. So, hierdie notas wat hier langs aan is, so die bedrag in die blok word bymekaar getel en die totaal is bokant die blok langs die opskrif skryf jy dit. En dan hierso sê dit die netto waarde word bereken deur die totale skuld van die totale besittings af te trek. So dit was die minussom waarvan ek gepraat het. En dan hierso sê hulle die bedrag in die blok word bymekaar getel en die totaal word bokant die blok lank. Okay, hulle sê nou maar net dit weer. So jy tel al die laste bymekaar en jy skryf dit daar bo in die blok. So dit is dan die staat van netto waarde. En onthou dit moet 'n spesifieke datum hê. En dan gaan ons in die volgende video kyk na die inkomste wat sakeondernemings ontvang. En laat weet my asseblief as daar enigiets is wat ek weer moet verduidelik of anders moet verduidelik of woorde wat ek vir jou moet lees of enige so iets. Goed. Bye.